Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Want het hy gesê, die God van my vader is my hulp. Hy het my van die swaard van die Farao gered. Jethro, die skoonvader van Moses, het met die seuns en Moses se vrou in die woestyn na Moses gegaan, waar hy by die berg van God kamp opgeslaan het. Hy het vir Moses laat weet, ek, jou skoonpa Jethro, kom na jou met jou vrou en haar 2 seuns saam met haar. Moses het uitgegaan om sy skoonvader te ontmoet. Hy het diep gebuig en hom gesoen. Hulle het na mekaar se welstand gevra en die tent binne gegaan. Moses het sy skoonvader alles vertel wat die Here aan die Farao en aan die Egiptenare gedoen het ter wille van Israel en van al die moeilikhede wat hulle op pad ondervind het en hoe die Here hulle uitgered het. Jethro was verheug oor al die goeie dinge wat die Here aan Israel gedoen het, dat hy hulle uit die hand van die Egiptenare gered het. Jethro het gesê, die Here moet geprys word, hy wat julle gered het uit die hand van die Egiptenare en van die Farao en wat die volk onder die hand van die Egiptenare uitgered het. Nou weet ek dat die Here groter is as al die gode, dat dit in hierdie saak daaroor gegaan het, dat die Egiptenare brutaal opgetree het teen die Israeliete. Jethro, Moses se skoonvader, het toe 'n brandoffer en slagoffers geneem om voor God te bring. Aaron en al die oudstes van Israel het gekom om in die teenwoordigheid van God 'n maaltyd te eet saam met Moses se skoonvader. Die volgende dag het Moses gaan sit om as regter op te tree vir die mense. Die mense het van die oggend af tot die aand toe om Moses gestaan. Toe Moses se skoonvader sien wat hy alles vir die mense doen, het hy gevra, wat is dit wat jy vir die mense doen? Waarom sit jy alleen terwyl al die mense van die oggend tot die aand toe om jou bly staan? Moses het sy skoonvader geantwoord, omdat die mense na my toe kom om God te raadpleeg. Wanneer hulle 'n geskil het, kom dit voor my, dan beslis ek tussen die persoon en sy naaste en maak God se vaste voorskrifte en wette bekend. Moses se skoonvader sê toe vir hom, dit is nie goed dat jy die saak so hanteer nie. Jy gaan jouself heeltemal uitput, jy sowel as die mense wat by jou is, want dit is te veel eisend vir jou. Jy kan dit nie alleen doen nie. Luister nou na my, ek sal vir jou raad gee en mag God met jou wees. Tree jy vir die volk in by God en bring jy die sake voor God. Waarsku hulle oor die vaste voorskrifte en wette en lig hulle in oor die pad wat hulle moet volg en die werk wat hulle moet doen. Maar wees jy op die uitkyk na bekwame manne onder die hele volk, betroubare manne wat ontzag het vir God, wat 'n weersin het in oneerlike wins. Stel hulle oor die volk aan as aanvoerders oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Hulle moet alle tye die volk se regsaake behartig. Elke groot saak moet hulle na jou bring, maar oor elke klein saak moet hulle self beslis. Maak dit ligter vir jouself en laat hulle saam met jou die las dra. As jy dit doen en as God jou so beveel, sal jy staande kan bly en al hierdie mense sal ook tevrede na hulle blyplekke kan gaan. Moses het na sy skoonvader geluister en alles gedoen wat hy gesê het. Moses het onder die hele Israel bekwame manne uitgesoek en hulle as hoofde oor die volk aangestel, as aanvoerders oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Hulle het te alle tye die volk se regsaake behartig. Die moeilike sake het hulle na Moses gebring, maar oor al die maklike sake het hulle self beslis. Moses het sy skoonvader weggesien en hy het na sy eie land gegaan. Goeiemôre Ligpunt. Baie welkom aan julle elkeen hier vanoggend by ons. My naam is Dewald, vir die van julle wat my dalk nie ken nie. En vriende, baie geluk aan Jaco en Sarni en Klein Noel. Ons het daar gedoop vanoggend, dit was 'n voorreg geweest. En vanweer die doop natuurlik en dit word warmer soos wat die oggend aangaan, volg ons so 'n bietjie van 'n langer program vanoggend. Ek gaan van my kant af probeer om so iets wat korter te wees. Dis 'n lang teks hierdie Eksodus 18 is vol wonderlike goeders van die Here af. Maar ek gaan probeer om ons gefokus te hou en so 'n bietjie korter te wees sodat die Here ons almal nie vang nie. Julle baie welkom aan almal wat hier kuier by ons vanoggend, miskien familie en vriende wat hier ook hier is vir die doop. Ons is besig met ons reeks hier uit Eksodus, geloof in die wildernis. Die wildernis is ons lewens vol behoeftes en probleme. Geloof is die glo dat God groter is. Dit is waaroor Eksodus 18 gaan, julle.
Elof het vir ons reeds gebid vroeër, so ek wil vir ons na hierdie teks toe bring. En ek wil begin met iets kortliks oor my seuns. Toe hulle jonger was, hulle is nog steeds jonk, maar toe hulle heel wat jonger was, het ons soms die Hoe groot is God speletjie gespeel. Ek dink baie van ons is vertroud met hoe die speletjie werk. Pappa vra, hoe groot is God, seuns? En hulle raai dan, pappa, is God so groot soos die huis? Dit is nie dat ons 'n groot huis gehad het nie, dit is net dat my kinders baie klein was. Maar nee, seuns, natuurlik is God veel groter as die huis. Hoe groot is God? Pappa, is God so groot soos? En so gaan die speletjie aan, nê? Mettertyd kom ons by die son, en dan raak dinge lekker. Want pappa kan verduidelik hoe groot die son is teenoor die aarde, en hoe klein die son weer is teenoor ontelbare ander sterre. En dan leer die Bybel ons, dat God al die sterre laat wy in sy velde. Hy's 'n herder oor hulle, en hy ken en roep elke ster op sy naam. Hoe groot is God, seuns? Vriende, ons wil natuurlik, jy weet, ons kinders beïndruk met hoe groot God is. Maar, jy weet, is ons self beïndruk met hoe groot God is? Is God byvoorbeeld groter as jou behoeftes en jou probleme? Dit is waar Eksodus 18 gaan. Dit begin met hoe groot God is, en dan wys dit vir ons hoe dit ons lewens begin rig. En so, vriende, ons eerste punt vanoggend is net dit. God is groot. Ons teks hier begin met Moses wat op pad is na die berg van God toe, met die volk Israel agter hom aan. Jethro, sy skoonpa, kom en ontmoet hom op die pad, om sy vrou Sipora en sy 2 seuns Gersom en Eliezer na hom toe te bring, om by hom aan te sluit. En nou vertel Moses, wat so gehakkel het vroeër in Eksodus, nou borrel Moses oor, en hy vertel vir Jethro alles wat die Here vir Israel gedoen het in Egipte en uit Egipte uit. Dit is nogal 'n ding om so met jou skoonpa te begin praat oor alles wat die Here vir jou en jou gesin en jou mense doen. Iets groots is aan die gang in Moses se lewe. Ons lees in vers 1 hoe Jethro alles gehoor wat God vir Moses en vir sy volk Israel gedoen het. Nou vriende, wat het God alles vir Moses en vir sy volk Israel gedoen? En dit kom uit vir ons in die name van Moses se seuns, vers 3 en 4, daardie 2 name. In vers 3 lees ons dat sy eerste seun Gersom, sy naam beteken, ek was 'n vreemdeling in 'n vreemde land. En in vers 4 sien ons dat die naam van sy tweede kind Eliezer, hierdie naam beteken, die God van my vader is my hulp. Hy het my van die swaard van die farao gered. So as ons begin met Gersom, wat beteken, ek was 'n vreemdeling in 'n vreemde land, dan herinner dit ons dat Moses sy hele lewe lank 'n vreemdeling in 'n vreemde land was, en sy mense Israel ook. Van die begin af was hierdie mense landlose mense. Nee, van Abraham se tyd, daar was hulle 'n landlose mense, met net 'n belofte, dat God hulle 'n mense sal maak met 'n land. Intussen het hulle rondgeswerf, en toe het hulle in Egipte beland, weens hongersnood. Ons ken die verhaal, daar het hulle meer geword, Egipte het vir Israel mishandel, met swepe in slawerny gedwing, en Israel se kinders onder die swaard gebring. Dis 'n haaglike ding om in te beland. Moses was in hierdie haaglike dinge ingebore, en sy ma moes hom versteek, om sy lewe te red van die farao se swaard oor die kinders. Hy is gevind deur die farao se dogter, en sy het hom in die paleis van die farao groot gemaak. Maar sy mense het onder swepe en onder swaarde bly swaar kry in Egipte. Moses wou hulle help, maar hy het misluk. 'n Groot gedeelte van Moses se lewe gaan oor sy mislukking. Hy het misluk. Al wat hy kon regkry was om 'n Egiptenaar dood te maak wat sy mense mishandel het. Dis nie 'n goeie revolusie nie. En toe moes hy vlug vir sy lewe. Die farao wou hom doodmaak vir die moord van die Egiptenaar. En so word Moses toe 'n vlugteling in die land van Midian, en by Jethro moes hy skuil vir sy lewe.
Daar het hy vir Sipora, Jethro se dogter, getrou. Hy het 2 seuns gehad en hy was van plan om maar net 'n nuwe lewe te begin. Die naam van sy eerste kind Gershom verklap egter dat Moses nog steeds 'n vreemdeling in 'n vreemde land was. En sy mense ook. Want terwyl hy moes skuil vir sy lewe in Midian, het sy mense in Egipte bly kreën onder die swepe en die swaarde van die farao. Nou dink jouself in, wat 'n situasie hierdie jou insit. Jy moet gaan skuil vir die res van jou lewe, omdat jy nie jou familie kon help nie. En nou is daar die familie wat jy nie kon help nie, gijslaar, onder swepe op hulle rug en swaarde oor hulle kinders. En dis jou lewe. Dit is wat die naam Gershom bedoel, met ek was 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Die punt is, Moses en sy mense was in 'n verskriklike toestand. Dit is wat jy jou kind noem. As jou kind Gershom se naam is, dan gaan ons aanneem dinge gaan nie goed met jou nie. Dit was 'n verskriklike toestand. Dink maar aan hierdie mense se behoeftes en probleme. En hulle was magteloos om iets daaraan te doen. En niemand het kom help nie. Geen UN het ingespring om hierdie mense se saak te dryf nie. Leonard Cohen het in een van sy laaste liedjies gesing, "A million candles burning for the help that never came." Dit kommunikeer 'n verslaande boodskap. Ons kan kersse opsteek vir al die tragiese dinge wat in die lewe gebeur, maar die hulp het nooit gekom nie. En vriende, dis die gedagte met die naam Gershom. Moses moet bly lewe as 'n vlugteling in Midian met sy verslaanheid op hom, en sy mense moet bly kreën as slawe in Egipte. Niemand gee om nie. Geen hulp kom nie. Gershom. Maar hier in Eksodus 18, met Moses en die volk van Israel op pad na die berg van God toe, sien ons dat die naam Gershom iets veel meer vertel. Die naam beteken, ek was 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Dit kommunikeer meer as Moses en sy mense se verslaanheid deur Egipte. Daar is die lens van die wêreld wat ons almal goed ken, die verslaanheid van die lewe. Maar die naam hier kommunikeer dat dit verby is. God het gekom om die swaard van Egipte oor hulle te breek. Moses hoef nie meer in Midian te skuil as 'n vlugteling nie. Sy mense hoef nie meer onder swepe en swaarde te huil nie. Vriende, dat Moses weer sy vrou en sy kinders by die berg van God kon ontmoet, sonder vrees dat 'n sweep of 'n swaard van Egipte hom gaan wegvat van hulle af, of hulle gaan wegvat van hom af, dis 'n aangrypende prentjie van dit wat God vir al sy mense kom doen het. Eksodus 18 begin met 'n tipe paradysprentjie, 'n man en sy vrou en hulle 2 kinders en selfs die skoonpa, want God is groot, wat saam 'n nuwe vrede vind by die berg van God. En agter hulle staan 'n hele volk met presies dieselfde vooruitsig. Dis soos die tuin van Eden wat ons sien. Dit is die grootheid van God wat Eksodus 18 vir ons wys. Wat hy vir al hierdie mense kom doen het. Gershom, wat beteken ek was 'n vreemdeling in 'n vreemde land, word by die berg van God beantwoord met ek is nou die Here jou God. John Piper praat altyd van die teleskooplewe en die mikroskooplewe. Die mikroskooplewe laat alles wat klein is, groter lyk as wat dit is. Maar die teleskooplewe maak alles wat klein lyk so groot soos wat dit regtig is. Eksodus begin met Egipte se swepe en se swaarde wat groot lyk. Maar teen Eksodus 18 sien ons hoe klein dit is teenoor God se redding en sy omgee
en sy sorg vir sy mense. En vriende, dit bring ons by die naam van Moses se tweede kind, Eliezer, wat beteken, die God van my vader is my hulp. Hy het my van die swaard van die Farao gered. Nou, aanvanklik toe Moses hierdie naam aan sy tweede kind gee, was dit omdat hy bewus was. Iewers in sy verslaanheid was hy tog bewus dat God hom reeds 2 keer van die swaard van die Farao gered het. Die eerste keer as kind, toe sy ma hom moes wegsteek en die dogter van die Farao hom gekry en beskerm het. Ek meen, jy kan jou indink as jy vir jou kind 'n storie soos dit moet vertel oor waarvandaan hy kom. Die tweede keer as man, toe hy moes vlug vir sy lewe na die moord van die Egiptenaar wat sy mense mishandel het. So alhoewel Moses verslaan by Jethro moes skuil vir sy lewe. En alhoewel hy moes lewe met die wete dat sy mense bly kreën in Egipte, kommunikeer die naam van hierdie tweede kind van hom, Eliezer, tog ook die hoop dat die God wat hom 2 keer onder die swaard van die Farao kon uitbring, sy mense ook van die swaard van die Farao kan red. Vriende, hierdie is 'n prentjie van die goeie nuus wat ons het in Jesus. Ons het so 'n hoop, 'n veel groter hoop in Jesus. Want soos Moses was Jesus onder swepe en swaarde, maar veel groter as die van Egipte. God het hom uitgebring onder dit. Wanneer ons na die lewe van Jesus kyk, dan sien ons al die swepe en die swaarde van die lewe wat toesak op iemand. En ons sien God se grootheid en wat hy doen daarmee in sy seun. Hy het die swaard van die dood oor sy seun gebreek. Hy het die swaard van al ons sonde op sy seun gebreek. Hy het die swaard van al die bose magte van die wêreld wat teen hom gekom het, gebreek. En hy het selfs die swaard van die hel, wat baie van ons vermoed ons heen op pad is, gebreek. Geloof in Jesus bring so 'n hoop vir ons. God is groter as die swepe en die swaarde van Egipte. Maar God is ook groter as die dood, as die sonde in ons, as die bose magte om ons en selfs die hel wat vir baie van ons wag. Wat die dood aanbetref, ek het hierdie jaar al 6 begrafnisse deurgemaak. Ek het nie die jaar begin met dit as een van my doelwitte nie, maar 6 begrafnisse het al gebeur hierdie jaar. Een was van iemand bietjie jonger as ek, een was van iemand bietjie ouer as ek. En te midde dit al het ek besef dat ek net 6 jaar jonger is as my pa toe hy oorlede is. Dit begin iets doen met jou. Die dood lyk in 2024 vir my groter en nader as in 2023. Maar groter nog, vriende, is die God wat groter is as die dood. Dis die punt hier. Geloof in Jesus laat ons toe om deur selfs die dood vir God te sien wat groter is. Wat 'n wonderwerk om so geloof te hê. Gershom, ons was vreemdelinge in 'n vreemde land. Waar die dood, waar die sonde waarmee ons elke dag sukkel, die bose magte wat ons elke dag potjie, die hel wat ons baie keer vermoed vir ons wag, al hierdie swaarde was oor ons gewees. Maar Eliezer, die vader van Jesus, het ons deur Jesus van al hierdie swaarde kom red. Ons behoort aan 'n God wat groter is. Toe Jethro by Moses al die dinge hoor wat God vir Moses en die volk Israel gedoen het. Hier's 'n paar wagwoorde. Toe verheug hy hom in die Here, vers 9. Toe prys hy die Here, vers 10, en in vers 11 getuig hy, nou weet ek dat die Here groter is. Vriende, ons God is groter as die behoeftes en die probleme in ons lewens. Dit is die berg van God, waarna hy sy mense bring. En dit is ons eerste punt vanoggend. Dit bring ons kortliks by ons tweede punt en dan kortliks by ons derde punt. Ons tweede punt kom uit in verse 13 tot 16. So, julle kan dit saam met my lees as julle wil op julle blaadjies of hier kyk as dit op die skerm sal wys.
Die volgende dag het Moses gaan sit om as regter op te tree vir die mense. Die mense het van die oggend af tot die aand toe om Moses gestaan, toe Moses se skoonvader sien wat hy alles vir die mense doen. Het hy gevra, wat is dit wat jy vir die mense doen? Waarom sit jy alleen terwyl al die mense van die oggend tot die aand toe om jou bly staan? Moses het sy skoonvader geantwoord, omdat die mense na my toe kom om God te raadpleeg. Wanneer hulle 'n geskil het, kom dit voor my, dan beslis ek tussen die persoon en sy naaste en maak God se vaste voorskrifte en wette bekend. Kyk hoe betrokke is God. Ons eerste punt vanoggend, God is groot, maar hier sien ons hoe betrokke hy is in die lewens van sy mense. Hier in verse 13 tot 16 sien ons tweede punt, God gee raad. Vriende, dat God groter is as ons behoeftes en probleme beteken dat ons hom kan raadpleeg daaroor. Dis 'n baie eenvoudige konklusie of slotsom om te maak oor die saak. As hy groter is as my behoeftes en my probleme, kan ek hom raadpleeg daarmee. En dit is wat sy mense hier begin doen. Hulle begin vir God raadpleeg, omdat hulle God se grootheid oor hulle lewens begin besef. Hulle begin in 'n verhouding met hom tree. En dit skep 'n vraag vir ons. Raadpleeg ons vir God? Is dit waarom ons hier is vanoggend? Is dit wat ons doen met ons behoeftes en probleme? Kom ons na God toe en raadpleeg hom werklik daaroor. Eksodus 18 wys ons hoe God sy mense na sy berg toe bring, sodat hy hulle raadgewer kan wees. Sodat die einde van vers 23 al hierdie mense tevrede na hulle blyplekke sal gaan. Vriende, God se grootheid word nie net gesien in sy mag oor swepe en swaarde nie. Dit word ook gesien in sy raad wat vrede bring vir sy mense in hulle huise. In my eie huis is die Here besig om vir ons raad te gee oor vergifnis en die vrede wat dit bring. Ons kom agter dat ons in ons huis geneig is om rekords op te bou teen mekaar en dan reken ons daardie rekords toe aan mekaar mettertyd. En dit verbitter gereeld ons huis. 1 Korintiërs 13 vers 5 se raad hieroor is dit: word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Met ander woorde, bitterheid in jou huis word voorkom deur nie elke dag mekaar se kwaad aan mekaar toe te reken nie. Die rekord moet eerder verdra word. Sonde in ons huis gaan altyd 'n rekord bou. Dis een ding wat ek agtergekom het oor die getroude jare. Dit gaan altyd 'n rekord bou. Die vraag is, wat doen jy met die rekord? Jy kan dit bly toereken aan mekaar elke dag, of jy kan leer om dit te verdra. Om dit toe te reken aan mekaar elke dag, sit die swepe en die swaarde van Egipte terug in die hand van die een teenoor die ander, en dit verbitter die huis. Dit is waarvandaan ons kom. Om dit te leer verdra is 'n kruis. En wie sou dink 'n kruis kan vrede bring? God se raad is dat verdraagsaamheid teenoor mekaar die pad van vrede is in die huis. Eerder as die toerekening van sonde elke dag. Dit beteken nie verdraagsaamheid is maklik nie. En dit beteken ook nie dat gewigtige patrone van sonde in die huis nie aangespreek moet word nie. Maar om elke dag se rekord teen mekaar te hou, sal jou huis verbitter. En God se raad is dat meer verdraagsaamheid daarmee jou op die pad van vrede sit. Saam dit leer die Here twee ander dinge wat ons help in ons huis. Efesiërs 4 vers 32. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. So vriende, verdraagsaamheid, vriendelikheid en ontferming
werk saam om 'n huis vrede te gee. Ons leer om mekaar se sondes te verdra, eerder as om elke dag rekords te bring teen mekaar. Ons haal die hof uit ons huis uit. Saam dit leer ons om vriendelik te wees in hoe ons praat met mekaar. En ons leer om mekaar te help wanneer ons mekaar nodig het, verkieslik voor enige iemand hoef te vra. Verdraagsaamheid, vriendelikheid en ontferming. Dit is die pad van vergifnis en vrede in 'n daaglikse sondige huis. Vriende, dit is God se raad. God se raad is hoe hy sy berg van vrede in ons huise kom vestig. En daarom wil ons mense wees wat hom raadpleeg met die behoeftes en met die probleme van ons lewens. En julle, dit bring ons kortliks by ons derde punt en daarmee sluit ons af. Baie kortliks, ons het elkeen 'n taak. Sien dit daar in verse 21 tot 23. Maar wees jy op die uitkyk na bekwame manne onder die hele volk, betroubare manne wat ontzag het vir God, wat 'n weersin het in oneerlike wins. Stel hulle oor die volk aan as aanvoerders oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Hulle moet te alle tye die volk se regsaake behartig. Elke groot saak moet hulle na jou bring, maar oor elke klein saak moet hulle self beslis. Maak dit ligter vir jouself, laat hulle saam met jou die las dra. As jy dit doen, en as God jou so beveel, sal jy staande kan bly en al hierdie mense sal ook tevrede na hulle blyplekke kan gaan. Jethro praat hier met Moses en hy's bekommerd dat die raad van God nie by almal gaan uitkom as net een mens dit moet gee nie. Hierdie verse vra vir 'n gemeenskap wat saamwerk. Dit vra vir mense wat bekwaam sal word om vir mekaar God se raad te kan gee. En dit is hoe elkeen tevrede na sy huis sal gaan. Vrede in my huis kom nie deur een mens se raad nie. Dit kom deur baie mense se raad. Die punt is julle, ons het mekaar nodig. Ons het mekaar regtig nodig in ons ligpunt gesinne, op Sondagoggende, in al ons verhoudings met mekaar. Ons het mekaar nodig om te onthou dat God groter is as ons behoeftes en ons probleme, want die lewe kry ons elkeen onder en ons vergeet vir God. Ons het mekaar nodig om God se raad te soek en dit met mekaar te deel soos wat die Here dit vir ons elkeen gee. Jy het 'n verantwoordelikheid om te getuig oor God se werk in jou lewe, teenoor mekaar waar ons mekaar vind. Dit is hoe ons God se vrede na mekaar se huise te bring. Daar moet by ons elkeen so fokus wees, so erns met hierdie saak in ons samekomste, ons ligpunt gesinne, ons verhoudings met mekaar, onderlangs in die kerk. Julle, Eksodus 18 wys ons die berg van die Here. Dit is daar waar sy mense hulle verheug in hulle God, hom prys en getuig dat hy groter is as alle behoeftes en probleme. Dit is daar waar sy mense fokus op die Here se raad vir hulle lewens en dit met mekaar deel soos elkeen dit ontvang. En so kom vestig die Here sy berg in ons elkeen se lewens, in ons elkeen se huis. En dit is God se glorie op aarde. Hoe hy, wat Jethro gesê het daar in een van daai verse in vers 11, nou weet ek dat die Here groter is as al die gode. Julle, ek gaan die saak daar laat, ek gaan vir ons bid. Here, U is groot. Dit is wat ons leer vandag. Help ons om dit te sien en te glo, die berg van God. Here, U gee raad. U raad bring vrede vir ons. Help ons om dit te soek, om U gereeld te raadpleeg. Maak ons elkeen meer bekwaam met die raad wat ons ontvang, sodat ons elkeen vir mekaar iets van die Here kan gee wat vrede sal bring. Here, kom vestig U berg in ons midde. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf
op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.